Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand liewe kykers. Baie welkom by nog 'n episode van Kom Speel Saam. Ek is Marissa Smit. Kom Speel Saam het op 15 September 2025 die lig gesien. Sedertdien het ons alreeds 7 episodes saam gespeel en na heerlike opwindende sportsoorte gekyk. Vanaand is episode 8 en graag doen ek vanaand 'n opsomming van dit wat ons in die afgelope paar weke gesien gebeur het. Ek gee 'n bietjie nuwe nuus en dan kyk ons ook wat vir ons voorlê in die toekoms. Nou kom ons begin heel eerste. Sou jy 'n bietjie moedeloos voel en 'n bietjie inspirasie kort? Dan het ek dink ek vir jou vanaand die antwoord. Verlede week op Sportgrond, dit is 'n ander YouTube-program wat donderdae wys, hoewel jy nou natuurlik enige tyd dit donderdag kan gaan kyk op YouTube. Op Sportgrond het Henny Koortsen en Louis Harting met die bekende langafstand atleet Johan Fourie gesels. Johan Fourie het meer as 50 keer die droommyl gehardloop en hy is nou 'n afrigter in Stellenbosch. Nou, ek wil net vir julle sê, my man het vir my vertel, Johan Fourie was altyd sy kinderheld, omdat my man ook langafstande gedoen het, maar ek was vasgenaal voor die TV en ek kon nie genoeg hoor en luister van wat Johan vertel van sy lewe en hoe sy paadjie geloop het nie. En ek wil regtig vir julle uitnooi, as jy enigstens 'n bietjie moedeloos is, dis einde van die jaar, jy is moeg, jy sit dalk in sak en as, gaan kyk op YouTube daardie program. Dit is werklik waar inspirerend en of jy nou 'n atleet is of nie, glo vir my, dit voel amper asof jy wil opstaan en gaan hardloop. En ek beloof vir jou, jy hoef ook nie te gaan hardloop nie, maar jy gaan werklik waar beter voel. So, met dit in gedagte, wil ek graag dan nou wegspring en met ons eerste sport, waarna ons gekyk het in episode 1, begin. Dit was natuurlik sagtebal gewees. Ek is 'n groot sagtebal aanhanger en ek het dit self baie lank afgerig en ek moet sê, dit is eintlik 'n ontspannende sport. Die afrigters kan werklik waar die hele tyd praat, nie ietsie wat baie van die ander sporte se afrigters toegelaat word nie. In sagtebal kan jy appeleer en jy kan met die skeieregter baklei. Jy mag met die skeieregter baklei. So, anderser as 'n netbal en 'n rugby wat jy jouself eenkant moet hou, is sagtebal nogal oop vir kommunikasie en ek dink dit is deels van hoekom dit so lekker is. Om saam te vat ten opsigte van die uitslae hier in Tshwane, is Oos-Moed se onder 19 dogterspan die jaar as kampioene gekroon in die A-liga van die sagtebal. Die afgelope 3 jaar was meisies hoor die kampioene gewees, maar hulle moes ongelukkig hierdie jaar die knie buig en tevrede wees met die silwermedalje. By die seuns het Hoërskool Pretoria Noord weggestap as kampioene met Homespan in die tweede plek. Ek het al 'n paar keer oor Homespan gesels. Homespan is gevestig vir tuisonderrig skooliere en hulle sagtebalspanne is besig om behoorlik amok te maak. En ek dink volgende jaar gaan daar nog meer kere wees wat Homespan 'n groot span gaan laat les op sê. In die B-liga het Hoërskool Wilgers in 'n nabytstryd vir Wagpos van Brits geklop. Die telling was ietsie soos 4-3 gewees in natuurlik nou Wilgers se guns. So dit was werklik waar 'n nabytstryd, nader kon jy nie kry nie. Die interprovinsiale toernooi vind dan van die 30ste November tot die 4de Desember by Camp Discovery in Dinokeng plaas. Dinokeng is 'n groot natuurreservaat tussen Gauteng en Limpopo, kan mens maar sê, want is letterlik so, as jy by die een hek inry van Dinokeng, dan tel dit nog as Gauteng en die ander hek tel dan as Limpopo. Maar Camp Discovery is 'n groot sportarea en sportterrein wat vir verskeie sporte gebruik word. En hulle interprovinsiale toernooi was ook verlede jaar daar, juis omdat daar baie akkommodasie is vir die spelers en die ouers. So, dit gaan baie interessant wees om te sien wat die Gauteng Noordspanne by name die Red Sox, Blue Sox en White Sox doen by hierdie toernooi. En ons hou styf duim vas vir hulle en ek glo dat dit baie goed met hulle sal gaan. Nou kom ons kyk 'n bietjie na 'n ander sport
wat ook 'n stok en 'n bal behels, en dit is natuurlik die ene wat jou ego sekerlik, volgens my in 'n geval, die meeste kan beheer. Net sodra jy dink, jy kry dit nou reg om daardie balletjie te slaan jy die bal so ver diep in die sandkuil in, dat jy behoorlik 'n grafie nodig het om hom daar uit te kry. In episode 2 het ons heerlik saam skole golf gespeel, en graag wil ek met julle die volgende nuus deel. Volgens Golf RSA is hulle junior interprovinsiale toernooi nou baie binnekort. Dit gaan vanaf die 15de tot die 19de Desember wees, en dit gaan plaasvind by die Polokwane buiteklub in Limpopo. Gauteng Noord se span moet hierdie jaar hulle titel gaan verdedig, en die paar manne wat geïdentifiseer is om dit te gaan doen, is by name John Coetzee en Ruben Hein Kerr van die Irene buiteklub, Celie Kruik, Roelof Kruik, Storm de Tooy en Liam Thompson van Silver Lakes, Zinan Maimani van Blue Valley en Abdul Ibrahim van Pretoria buiteklub. Baie sterkte ouens gaan verdedig nou julle titel. Ander groot toernooie waarna ons kan uitsien ten opsigte van skolegolf is die Johannesburg Junior onder 15 kampioenskappe wat gaan plaasvind op die 10de en 11de Desember by die Helton buiteklub in Johannesburg. En dan, vroeg in die nuwe jaar, van die 6de tot die 8de Januarie, is die nasionale onder 15 kampioenskappe wat gaan plaasvind in Somerset Wes. Lekker ouens en vrouens, geniet al die golf, moenie die balle wegslaan nie, mik vir die gat. Ons hou die uitslae fyn dop. Sou jy as ouer dalk belangstel om jou kind aan golf bloot te stel en op 'n meer formele wyse dit te beoefen, het Tikkies hier in Pretoria vir jou 'n moontlike oplossing. By die Tiks Golf Akademie bied hulle 'n holistiese program aan wat leerder-atlete by Tiks Sport Hoërskool dan nou in staat stel om skoollewe te balanseer met golf. Ons almal weet hoe lank vat 'n potjie golf, so hulle kry dit nogal reg, en Tiks het byvoorbeeld dan nou hulle eie, kom ons noem dit driving range. Die meeste van julle gaan in elk geval nie weet wat is die Afrikaanse woord nie. So daarom kan die leerders daar op die area naby hulle skool, naby die koshuis wat daar vir hulle is, elke dag gaan golf oefen. Die program bied leerderatlete die toegang tot hoogs ondersteunende stelsels en die nuutste tegnologie in golf. Hierdie program is ideaal vir leerderatlete wat beide hulle golfontwikkeling en akademiese uitnemendheid wil bevorder. Want op die ou end van die dag is beide dan nou baie belangrik, en ons weet wat ouers gaan definitief meer fokus op die akademie deel as op die sportdeel. Ek dink wel, mens moet bietjie die lewe geniet. Wonder dalk, moet ek gaan vir 'n golfles of 2? Ek weet daarom nou nie. Ek was dan nooit in 'n hoërskool waar daar golf was nie. Miskien sou my golf dan beter gewees het. So ek wonder of mense 'n bietjie terug kan gaan in tyd. Fietsry. Teerpad of grondpad, in die bos of langs die see. Wat meer kan 'n fiets jou nou gee? Trap jy vir die pret of vir 'n goeie doel? Ons ry saam fiets en gaan kyk gerus, kom speel saam episode 3. Nou, ek het geleer van verskeie name, van die Sprox en die Sparks en die Exco en die MTB, en so is daar klomp verskillende tipe afdelings en kompetisies in skole fietsry, en ek gaan vanaand vir ons 'n paar uitslae gee van die MTB reeks. Nou, Cycle Lab is hulle groot borg, en wanneer 'n mens na Cycle Lab se webtuiste gaan, dan is al hierdie uitslae en ook meer uitslae van individuele ryers bekend. So ek het wel dit goed gedink om slegs die skole uit te lig in die verskillende afdelings hoe hulle deelgeneem het, en ons fokus dan nou vanaand op die hoërskole. Nou, daar is 'n All-Star afdeling, en All-Star is eintlik maar basies dit is amper soos die algehele afdeling, hoewel dit 2 afdelings is. Ek weet nie mooi hoe die fietsryers altyd hierdie bepaal nie, maar kom ons begin by die begin. Die All-Star afdeling dui aan dat Hoërskool Waterkloof in Pretoria eers gekom het, en hulle het 'n totaal van 1020 punte gehad.
In die tweede plek was dit Afrikaans Hoërseunskool, in die derde plek Hoërskool Randburg van Johannesburg, in die vierde plek Afrikaans Hoërmeisieskool Pretoria en in die vyfde plek Midstream College en hulle is in Midrand hier tussen Pretoria en Johannesburg. Dan was daar 'n algehele afdeling gewees en hierso het meisies hoër geskiedenis gemaak deur die eerste keer ooit hierdie afdeling te wen. Die afdeling sluit die volgende skole in. Meisies hoër van Pretoria was in die eerste plek gewees met 3354 punte. In die tweede plek was Hoërskool Waterkloof, in die derde plek Afrikaans Hoërseunskool Pretoria, in die vierde plek die Hoërskool Menlo Park, ook van Pretoria, en in die vyfde plek Hoërskool Kempton Park. En vir die van julle wat nie weet nie, Kempton Park is daar waar die lughawe is. Dan was daar ook 'n seunsafdeling, waar die seuns se punte individueel bymekaar getel is, en in hierdie afdeling het Afrikaans Hoërseunskool gewen met 2957 punte, en Hoërskool Waterkloof was in die tweede plek gewees. Die Hoërskool Menlo Park kom toe derde en in die vierde plek Hoërskool Swartkop van Centurion. Hoërskool Randburg eindig in hierdie afdeling vyfde. By die dogtersafdeling was dit glad nie 'n verrassing dat Afrikaans Hoërmeisieskool van Pretoria die wenners was met 3354 punte nie. En net om vir julle te verduidelik hoe ver hulle gewen het, Hoërskool Waterkloof wat in die tweede plek was, het slegs 1819 punte behaal. So daar is regtig waar 'n groot verskil gewees tussen die eerste en die tweede plek. In die dogtersafdeling se derde plek was dit die Hoërskool Menlo Park, in die vierde plek Hoërskool Kempton Park en dan in die vyfde plek weer eens 'n Pretoria skool by name Hoërskool Garsfontein. Baie geluk aan al hierdie ryers, dankie dat julle so lekker trap. Ons het ook met meneer Jaco de Beer gesels in episode 3, hy is die fietsry-organiseerder van Laerskool Pretoria Oos, en na afloop van die 94.7 wedren wat plaasgevind het, het hy sy 12de wedren voltooi en weer eens vir liefdadigheid gery. Baie geluk meneer. Nou of jy nou lus het vir pingpong by die vakansieoord, of 'n tawe tafeltenniswedstryd by die Olimpiese Spele, maak nie saak nie. Dit is pret en plesier, met baie lag en lekker grappe. Kom speel saam, het tafeltennis in episode 4 gespeel. Volgens die mees onlangse tafeltennis ranglys wat beskikbaar is, was dit baie interessant om 'n bietjie te sien wie is bo aan hierdie lys in die hoërskole vlak. Nou, daar is 'n seun met die naam Roan Scholes. Ek kon ongelukkig nie sy skool waar hy vandaan kom opspoor nie. Hy speel wel vir Gauteng Noord tafeltennis en hy is tans die onder 15 en die onder 19 kampioen in Suid-Afrika met tafeltennis. Sy naam is op beide ouderdomsgroepe heel bo aan die ranglys. By die dogters is Rushika Sonday van die Weskaap. Klink vir my sy is ergens in Kaapstad op skool. Sy is die onder 19 kampioen en Tamika van As, ook van die Weskaap, is die onder 15 kampioen. Nou, hierdie kampioenskappe vind redelik vroeg in die jaar plaas. Volgens die inligting wat ons kon kry, was dit hier einde Januarie, begin Februarie wat die toernooi reeds plaasgevind het. Maar deur die loop van die jaar kan spelers, net soos in gewone tennis, mekaar daag en hulle plekke kan wissel op die ranglys. Hierdie is dus die nuutste plekke wat ek in die hande kon kry. Nou, soos wat ek gesê het, net soos met gewone tennis is daar 'n ranglys beskikbaar en die hoeveelheid wedstryde wat gespeel word, gewen of verloor word en dan natuurlik ook die tipe toernooie speel 'n rol in waar jy op hierdie ranglys lê. Spelers daag mekaar ook dan baie kere uit vir 'n hoër plek op die ranglys. So, tafeltennis ouens, ons hou julle dop, lekker pingpong speel hierdie Desember vakansie. Dogters cricket. Nou, dit is tans op almal se lippe. Dit gee weer lewe aan die bekende liedjie I don't like cricket. Oh no, I love it. Ja, vroue cricketblom en is op hierdie oomblik behoorlik die bom.
Ons praat natuurlik hierso van die dogterskriket en die vroue Protea span wat 'n ongelooflike goeie wêreldbeker agter die rug het. Ons moet weer eens net vir hulle baie geluk sê. Laura Wolfhard en haar dames het werklik waar daardie lat behoorlik geswaai. Ons weet dit was 'n spannende finaal teen Indië en dat hulle die knie moes buig, maar ek dink dit was verseker 'n wêreldbeker om te onthou, met al hulle prestasies. As ons net dink aan Laura Wolfhard se 200-talle in 'n ry, Marizaan Kap se 5 paaltjies in 'n wedstryd, en so kan ek aangaan en aangaan oor elke liewe speelster. So baie geluk dames, julle het uitstekend gevaar. In episode 5 van Kom Speel Saam het ons lekker gesels oor dogterskriket en daar het ek 'n dogter genoem en haar naam is Abigail Alice. Nou sy is huidiglik 17 jaar oud en in graad 11 in die hoërskool Wilgers in Pretoria. Sy is pas gekies vir die Titans se onder 19 damesspan. Die Titans is dan nou soos ons Noord-Gauteng Bloubulle span vir cricket en sy is vir die damesspan gekies en sy is ook reeds deel van die proewe vir die onder 19 dames se wêreldbeker wat in 2027 gaan plaasvind. Intussen speel sy vir haar skool se eerste span, soos wat ons ook vroeër berig het, maar sy is ook deel van die Irene Villagers Cricket Club. Baie sterkte Abigail. Ek het dit in die vorige episode gesê en ek gaan dit nou weer sê. Ons moet die naam Abigail Alice onthou, want ek dink een van die dae klop sy aan die deur daar saam met Laura Wolfhard hulle in hulle span. Baie geluk. Episode 6 was een van my gunsteling episodes en dalk is dit omdat dit een van my passies in die lewe is en dit is netbal. Menige dogter se lewe bestaan nie uit. Dit neem baie tyd in beslag, maar dit is so lekker. Vir baie dogters is hierdie netbalspeelsters hulle helde. Hulle drome word waar en al is daar uitdagings, maak dit nie saak nie. 'n Netbalspeelster weet net van aanhou en vasbyt en aanhou, maak nie saak wat ook al die omstandighede nie. Netbal beteken vir die meeste van ons eintlik net pret. Gou kan ons heerlik speel. Ons gooi doele saam en dit wat tussen die 4 lyne gebeur, bly tussen die 4 lyne, want wanneer ons uit daardie 4 lyne gaan, is ons almal vriende. In Kom Speel Saam episode 6 het ek heerlik met Elise Kotse gaan gesels en sy was die voormalige Protea afrigter, sy was self 'n Protea speelster en sy het ook deesdae, eintlik nie net deesdae nie, sedert 2000 al 'n netbal plaas waar daar heelwat klinieke is, maar bietjie meer daaroor later. In ons heel eerste episode van Kom Speel Saam het ek 'n oorsig gegee oor die jaar se netbal ten opsigte van die hoërskole reg oor die land. En net om julle geheue te verfris, gee ek dan vir julle vinnig weer die top 10 skole in Suid-Afrika vir 2025 ten opsigte van netbal. In die eerste plek was dit Parel Gimnasium. Dan in die tweede plek Hoërskool Help Mekaar. Parel Gim is natuurlik Weskaap, Help Mekaar is in Johannesburg. In die derde plek Afrikaans vir Meisieskool in Pretoria. In die vierde plek Hoërskool Durbanville. In die vyfde plek Parel Girls High. In die sesde plek Stellenberg. In die sewende plek Bloemhof. In die agste plek die Hoërskool Menlo Park. In die negende plek La Rochelle. En in die 10de plek Hoërskool Voortrekker van Bethlehem. Mens kan baie duidelik agterkom, die netbalkrag is maar so bietjie verdeel tussen Gauteng en die Weskaap. Ek weet Oranje meisies is ook altyd iemand om mee rekening te hou, so ek glo hulle sal nie lank buite die top 10 bly nie en ons sien uit na wat volgende jaar gaan gebeur. Tans is daar, soos wat ek vinnig genoem het, heelwat klinieke en wat beplan word vir 2026 en in my opinie is dit 'n baie goeie manier om voor te berei vir die seisoen. Baie van hierdie klinieke is beskikbaar, so sosiale media is vol van hulle inligting met kundige spesialiste, soos onder andere dan nou Elise Kotse, iemand soos Dr. Elsje Jordaan wat betrokke is by die Fireballs van die Telkom Liga en hulle is in Johannesburg. Dan Erin Burger wat ook 'n voormalige Protea is, sy het ook 'n baie goeie kliniek wat sy aanbied saam met Neil Du Plessis.
En dan is daar ook iemand soos Jeannie Delport wat klinieke aanbied. So as jy regtig waar 'n kliniek soek vir jou span, gaan kyk gerus op Facebook en op Instagram. Hulle adverteer oralster, juis met die oog op 2026. Baie van hierdie klinieke wat ook lekker is, veral vir stadskinders, is dat baie van hierdie klinieke op plekke soos wildsplase plaasvind. So hulle is 'n bietjie in die vars lug, dis 'n verandering van omgewing. Hulle slaap skielik op 'n stapelbedjie, hulle het ewe skielik nie meer hulle groot queen size bed nie. Die dogters leer 'n bietjie hulle self ook op 'n ander manier ken. Hulle leer nie net van netbal nie, hulle leer nogal baie van die lewe. En ek moet sê, as ek nou enige iemand mag of kan uitsonder, sou ek aanbeveel dat sou jy 'n kliniek soek vir jou span, dat jy vir Elise Kotse gaan kontak by ralokaranch200@gmail.com en bespreek jou skool se plek vir 2026. Ek herhaal gou daardie adres weer, ralokaranch en dan die getal 200@gmail.com. Verlede week in episode 7 het ons weer eens besef dat gesondheid net 'n genade is en om deel te neem 'n voorreg is en dankbaarheid is 'n moed. Ons gesels oor uitsonderlike leerders in episode 7 wat hulle nie toelaat dat enige ietsie hulle onderkry nie. Ons hoor van skole soos Nuwe Hoop in Pretoria, Francis Volhoek in Johannesburg en Buysville in Oos-London, waar dit geleenthede geskep word vir maats met leergeremdhede, leergestremdhede en fisiese uitdagings. En so kan daardie maats ook aan sport deelneem en kan die son op hulle ook skyn. En wat 'n wonderlike voorreg is dit nie. Op die ou end van die dag is dit werklik net 'n voorreg om hier te wees. Dit is dan 'n opsomming van ons eerste 7 episodes. Ek kan nie wag of vir die volgende 7 episodes om allerlei ander sporte met julle te bespreek nie. As ek nou maar net rondkyk, dan is die atletiekseisoen reeds aan die gang. Die swemmers swem al klaar baie en ek hoor al reeds van kinders wat beplan hoe hulle vakansie gaan indeel om genoeg tyd in die swembad deur te bring. En nie noodwendig om in die son te baai nie, maar om daardie slaap perfek reg te kry. Die 7 rugby toernooie in die laerskole is pas afgehandel. Hier en daar is daar nog 'n wedstryd of 2 wat gespeel moet word. En dan natuurlik was daar die Stadsbeker cricket vir seuns wat ook in die laaste week of 2 afgehandel is. So ons het nog baie om oor saam te speel en saam te gesels. Gaan volg gerus die program op YouTube, Facebook of op Instagram. Om jou af te sluit, wil ek graag vir julle ons vreemde sport vertel. Nou, in Suid-Korea van alle plekke is om niks te doen nie, blykbaar 'n sport. Die reëls is eenvoudig. Jy moet ontspan. Jy kry nou 'n lekker sitplek, of dit nou op 'n stoel is en of dit nou op 'n kombers is. So jy moet ontspan, maar jy moet gefokus bly. Jy mag nie aan die slaap raak of lag nie. So kom ons sê dit nou maar net in doodgewone Afrikaans, jy moet 'n straight face hou. Dan moet jy ook bewus wees wat om jou aangaan. So dis hoekom jy nie mag slaap nie. So dit help nou nie jy gaan sit en dink, ag nee, wat ek maak net my oë toe, hoe maklik is dit nie. Die wenner is dan nou die persoon wat die langste so kan kalm en rustig bly. Glo is hierdie sport uitgedink om te wys dat dit nie altyd oor wen moet gaan nie, maar dat daar krag in lê om vir 'n oomblik tot stilstand te kom. Nou, ek weet nie van julle nie. So sport sal glad nie vir my werk nie. Ek weet nie wat julle kykers se opinie daaroor is nie. En dan 'n tikkie opwindende nuus. Kom speel saam het ons eerste amptelike borg. En ek wil graag bekend maak dat Natfin Financial Solutions, hulle is finansiële adviseurs, reeds vanaf 2025 ons eerste borg is. Vanaf 2015, ek is nou sommer baie opgewonde, vanaf 2015 gee hulle aandag aan die individu. En op 'n unieke manier maak hulle 'n groot verskil in baie mense se lewens. En
Julle kan hulle gerus kontak vir langtermyn, korttermynversekering, lewensversekering, testamente, beleggings, finansiële beplanning en ook werknemersvoordele. Daar is ook 'n afdeling wat kyk na mediese fondse, so kontak hulle gerus, ek sal hulle inligting ook met julle deel en gaan volg hulle ook gerus op sosiale media. Nou ja, vir nou is ons eindvletjie geblaas vir vanaand se program. Dit was heerlik om met julle saam te kon speel. Gaan kyk gerus daardie inspirerende program op Sportgrond en dan tot 'n volgende keer, laat die wiele rol.